So sê die Here, jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is en wat jou lei op die weg waarop jy moet gaan. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Kom ons antwoord op die groet van die Here vanmôre en ons loof hom deur Psalm 119 die eerste 3 verse saam te sing. Psalm 119 vers 1 tot 3. Vers 3: As ek Heer u wet wat billik, reg en waar is, maar kan leer, dan word u van ganser harte en opreg deur my geëer. Die eerbied vir die Here en gehoorsaamheid aan sy wet loop hand aan hand met mekaar. En daarom kan ons ook daaroor sing en sê, Here, ons wil u so eer, ons wil gehoorsaam wees, ons wil u verheerlik. Kom ons sing vers 1 tot 3, Psalm 119. Geliefdes, na die wet van die Here gaan ons skuld bely deur die 9de vers van Psalm 119 te sing. Isalet, ons sing vandag net uit Psalm 119 uit. Ons gaan dit wel op verskillende wysies doen. Psalm 119, die 9de vers, na die wet van die Here. Kort nadat die Here die volk uit Egipte land uit bevry het, uit die slawehuis uit bevry het, gee hy vir hulle die 10 gebooie by die berg Sinaï as die reël vir hulle vryheid. As die manier waarop hy vir hulle vorm gee aan hulle vryheid. Hy sê, nou dat julle vry is, so behoort julle vryheid uit te leef. En daardie wet van die Here kan saamgevat word in liefde tot God,
eerste 4 tafels van die wet, of die eerste 4 gebooie van die wet, en liefde tot die naaste, die laaste 6 wette van die 10 gebooie. En die Here het dit opgeteken in Eksodus 20, ons lees daarvan vanmôre vanaf die eerste vers. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sit net so, dan sing ons die 9de vers van Psalm 119. Geliefdes, in 1 Johannes 5 vers 3 lees ons, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Die Here gee vir ons 'n baie duidelike maatstaf, hoe ons kan weet of ons hom liefhet, en of ons hom nie liefhet nie. En daardie maatstaf is nie die warm gevoel wat jy in jou binneste het, die opgewondenheid wat jy beleef wanneer jy saam met medegelowiges of in die kerk van die Here is nie. Dis dalk deel daarvan, maar dit is nie die maatstaf wat die Here gee nie. Die Here sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. Dit is die maatstaf. En as ons onsself meet aan hierdie maatstaf, dan besef ons, hierdie liefde van ons skiet maar ver te kort. Ons verbreek gereeld die wet van die Here. Maar ons troos is ook vanmôre dat al is die Here regverdig en al straf hy die sonde, is hy ook 'n genadige God. Moses herinner ons daaraan toe hy met God gepraat het nadat die volk die goue kalf gemaak het.
In Eksodus 34 is hy met die Here in gesprek en toe die Here by hom verbygaan, het hy die Here geroep met hierdie woorde: Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. En in hierdie uitroep van Moses kry ons tegelijkertyd die Here se geregtigheid, maar ook sy genade. Die Here wat die sonde nooit ongestraf laat bly nie, maar wat ook in genade ons sondes vergewe, omdat Jesus Christus die straf vir ons sondes betaal het. As jy dus glo in Jesus Christus, as jy jou sondes in sy naam bely, beloof die woord vergifnis van sonde. Kom ons bely nou ons geloof in hierdie drie enige God, aan die hand van die geloofsbelijdenis van Nicea, wat hier soos volg saam met my spreek. Kom ons staan. Jy kan hierdie woorde in die hart met my saam sê. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees, uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en wat weer met heerlikheid sal kom om te oordeel, die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en wat lewend maak, wat van die Vader en van die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode, en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. U kan sit. Geliefdes, ons gaan 'n baie bekende gedeelte vandag saam lees uit die Here se woord uit, Eksodus hoofstuk 32. Eksodus 32. Eksodus 32, ons lees vanaf die eerste vers. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê: "Kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie." En Aaron sê vir hulle: "Ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my." Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was, en dit na Aaron gebring, en hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle: "Dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het." Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou
En Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar 'n fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaargemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het verderflik gehandel. En hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, waarom, o Here, sou u toorn ontvlam teen u volk, wat u met groote krag en met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u toorn en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by uself gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Toe die Here berou oor die onheil wat hy gesê het, dat hy sy volk sou aandoen. En Moses het omgedraai en van die berg afgeklim met die 2 kliptafels van die getuienis in sy hand. Tafels wat op al 2 kante beskrywe was. Hulle was op die een en op die ander kant beskrywe. En dan lees ons 'n bietjie verder, broers en susters, ek gaan terwille van die tyd net 'n bietjie oorslaan, dat Moses en Joshua toe nou afgekom het van die berg af. En dan lees ons in vers 19 dat Moses, toe hy gesien het wat gebeur het, dat hy die 2 kliptafels stikkend gegooi het aan die onderkant van die berg. En dan vers 21, en Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou gedoen, dat jy so 'n groot sonde oor hulle gebring het? Toe antwoord Aaron, laat die toorn van my Heer nie ontvlam nie. U self ken die volk, dat hulle deur en deur sleg is. Hulle het dan aan my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Daarop het ek hulle geantwoord, wie goud het, laat die dit afruk. En hulle het dit aan my gegee. En ek het dit in die vuur gegooi en hierdie kalf het daaruit gekom. Toe Moses sien dat die volk bandeloos was, want Aaron het hulle bandeloos laat word tot leedvermaak onder hulle teestanders, het Moses in die poort van die laar gaan staan en gesê, wie vir die Here is, kom na my toe. Toe het al die seuns van Levi by hom versamel. Dan straf die Here die volk, en dit klomp van hulle, oor die 3000 wat doodgemaak is by daardie geleentheid. Lees ons tot by vers 29. Dan van vers 30 af, en die volgende dag het Moses aan die volk gesê, julle het 'n groot sondig begaan, maar nou sal ek na die Here opklim, miskien kan ek vir julle sonde versoening doen. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Toe het die Here Moses geantwoord, wie teen my gesondig het, die sal ek uitdelg uit my boek. Maar gaan nou en lei die volk waarheen ek jou gesê het. Kyk, my engel sal voor jou uitgaan. Maar die dag as ek besoeking doen, dan sal ek hulle sonde oor hulle besoek. So het die Here dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het, wat Aaron vervaardig het. Dit is die woord van die Here. Geliefdes, ons gaan by hierdie hele gedeelte stil staan. Ek gaan nie spesifieke teksvers uitlig nie. Kom ons bid nou saam.
O Here, onse God, ons dank U vanmôre dat ons hier byeen kan wees voor U aangesig, hier waar U self teenwoordig is, omdat U ons opgeroep het om U hier in U huis te kom ontmoet en na U woord te kom luister en U stem te hoor. Want dit is hier waar U met ons praat in die besonder. U doen dit deur U woord en daarom ook in ons binnekamer, maar in die besonder hier waar U volk bymekaar geroep het. Hulle wat U verlos het van die dood. Hulle met wie U op pad is na die beloofde land. Hulle wat U besig is om voor te berei as bruid vir die bruidegom. Dankie Here dat U deur U woord met elkeen van ons werk, dat U ons vorm, dat U Gees uitgestort is in hierdie dae wat kom. Dink ons ook aan die uitstorting van die Heilige Gees en dat U Gees gegee is om ons te herinner aan alles wat ons Here Jesus ons geleer het. En daarom is dit vir ons so belangrik om voor U aangesig en voor U woord stil te word. Want waar daar geen openbaring is nie, waar U woord nie spreek nie, daar is losbandigheid, Here. Daar is wetteloosheid. Daar is 'n vorm van vryheid wat eintlik niks anders as anargie is nie. En daarom dank ons U vir U woord wat deur die eeue heen vir ons opgeteken is, nie as mense se woorde oor U nie, maar as die woord van die lewende God wat U aan ons bekend gemaak het deur mense. 'n Woord wat die toets van die tyd deurstaan het. En daarom sing ons ook dat die woord deur die eeue tot ons gekom het, sodat ons die stem van die Here kan hoor. Laat U stem dan ook vanmôre duidelik wees vanuit hierdie gedeelte wat ons gelees het. Wil U kragtig deur die Gees in ons harte werk en ook hierdie woord vir ons oopbreek tot verheerliking van U naam. In Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, Ernst Roets is nie vir ons onbekend nie, dis 'n naam wat ons redelik goed ken. As jy bietjie op YouTube rondspeel, dan sou jy waarskynlik al van sy goed gesien het. En hy was die afgelope klompie maande nogal redelik in die nuus en hy het baie opslae gemaak en hy het heelwat onderhoude gevoer met 'n klomp internasionale YouTube sensasies, mense wat 'n groot aanhang het oor die situasie in Suid-Afrika. En hy het 'n rukkie gelede het hy 'n nuwe organisasie gestig bekend as die Pionier Initiatief of the Pioneer Initiative in Engels. Maar so 'n week of wat gelede het hy aangekondig dat hierdie naam, die Pionier Inisiatief, eintlik maar net 'n tussentydse naam vir hierdie organisasie van hom was. En by 'n bekendstellingsgeleentheid het hy gesê dat sy organisasie voortaan bekend sal staan as Lex Libertas. Nou, ek weet almal van ons is nie so goed met die Latyn nie, maar dis woorde wat u waarskynlik al gehoor het. Lex Libertas. Dis 'n Latynse uitdrukking wat letterlik vertaal kan word as wet en vryheid. Nou, dis twee woorde wat 'n mens nie noodwendig sal dink om in dieselfde asem te noem nie waar nie? Wet en vryheid. Want beteken vryheid dan nie juis die afwesigheid van wette en reëls nie? Ernst Roets is natuurlik heeltemal reg wanneer hy hierdie twee woorde in dieselfde asem inspan, want daar kan geen ware vryheid wees as daar nie wette of reëls is wat hierdie vryheid organiseer of dit orden nie. Die vryheid of die vermoë om byvoorbeeld te kan praat, ons het almal daardie vryheid om te kan praat, nê? Maar daardie vryheid beteken niks as daar nie iets soos taalwette en taalreëls is wat sê wat is 'n woord, wanneer is iets 'n woord, hoe gebruik jy woorde, hoe span jy dit in sodat dit sin maak nie.
En dan sou ons almal, as ons net vryheid gehad het sonder enige taalreëls, sou niemand van ons mekaar verstaan het nie. Want dit is juist die reëls van 'n taal wat hom orden, sodat jy die vryheid van spraak kan geniet en waardeer en mekaar kan verstaan. Geliefdes, in ons geestelike lewens is lex libertas, wet en vryheid, nog nouer aan mekaar verbind as selfs in die politiek. Christus het ons bevry uit die dood en van die sonde. Dit wat ons ingeperk het, daardie dinge wat ons vryheid ontneem het, wat gemaak het dat ons nie vry is om te doen wat die Here van ons vra nie. Maar hierdie vryheid wat Christus bring, is eers ware vryheid wanneer dit deur die wet van God vorm kry. Sy wet stel die grense waarbinne ons vryheid kan uitleef. Iemand het dit een keer met 'n mooi beeld verduidelik en gesê, 'n trein is vry om te kan ry, maar 'n trein is eers waarlik vry as hy op die treinspore bly. Treinspore reël sy vryheid. As hy van daai treinspore afgaan, dan het hy nie meer vryheid nie. En daarom ons tema ook vandag, Christus skryf sy wet op ons harte, sodat ons waarlik vry kan wees. Ons gaan eers kyk na die krisis van vryheid sonder 'n wet, want dit laat 'n mens in allerlei probleme vasloop. Tweedens, waarom ware vryheid die wet nodig het. En derdens, hoe God deur die middelaar Jesus Christus ons begenadig en bemagtig het om volgens sy wet te kan leef. Geliefdes, nou, ons het vanmôre in hoofstuk 32 van die Goue Kalf gelees. En partykeer kry 'n mens die indruk dat dit gebeure is wat lank na of 'n ruk na Eksodus 20 byvoorbeeld afgespeel het. Maar ons moenie daardie fout maak nie. Hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, is eintlik deel van 'n groter verhalende gedeelte of 'n geskiedkundige gedeelte in die Bybel wat al hier in Eksodus 19 begin, wanneer die volk by die berg Sinaï aankom. Hoewel ons reeds in Eksodus 20 die 10 gebooie kry wat God op die berg Sinaï aan die volk gegee het, het dinge nie heeltemal so vinnig gebeur nie. Die gebeure waarvan ons hier in hoofstuk 32 lees, vorm deel van dit wat daar by hoofstuk 19 en 20 gebeur het. Maar ons is baie keer geneig om dit so vinnig te lees, nê? Ons lees hoofstuk 19, ons sê, die volk het aangekom by die berg, die Here het gesê, julle moet gereed maak om my te ontmoet. Die volgende dag het hulle gekom om die Here te ontmoet, die berg het gedonder en gebulder, en daar was rook en vuur gewees, en die volk het bang geword, en die volk sê vir Moses, nee, maar gaan jy in ons plek, ons kan nie opgaan op die berg nie. En Moses gaan op die berg, en hy kry die 10 gebooie, en hy kom af. Want Eksodus 20 skep die indruk, dat die 10 gebooie dadelik na die gebeure van hoofstuk 19 by hulle was. Maar as 'n mens hoofstuk 32 mooi lees, dan kom jy agter, nee, daar het 'n tydjie verloop. Ons lees in die eerste vers van hoofstuk 32, dat Moses nie so vinnig van die berg afgekom het nie. Hy het 'n tyd lank daar vertoef. En dit het so lank gevat, dat die Israeliete gedink het, dat daar iets met hom gebeur het. Hulle het nie geweet wat het van hom geword nie. En omdat hulle nie seker was wat met Moses gebeur het nie, het hulle ook onseker geraak oor God. Ons moet onthou, broers en susters, dis nie asof die Israeliete jare lank al vir God gedien het nie. Hierdie klomp mense het eintlik maar pas met God te doen gekry. Toe Moses by hulle gekom het en hulle uit Egipte uit verlos het, moes hy vir hulle sê wie is hierdie God, want hulle het hom nie geken nie. Hulle het in 'n heidense land groot geword met 'n klomp heidense gode rondom hulle. Hulle is dus soos mense wat pas tot bekering gekom het. Hulle is soos 'n jong bruid wat pas getroud is. Hulle soek nog sekerheid. Hulle soek iets sigbaar om aan vas te hou, en daarom vra hulle vir Aaron om vir hulle 'n beeld te maak, en so maak die goue kalf sy verskyning.
Of soos Aaron gesê het, hy het net die goud daar in die vuur gegooi en hier kom die kalf uit. Vers 5 sê dat hy selfs 'n altaar daarvoor gebou het en 'n fees tot eer van die Here uitgeroep het. Nou ons moet verstaan, broers en susters, dit was nie die Israelitiese bedoeling gewees om 'n afgod, 'n vreemde god te aanbid nie. Dit was nie hulle bedoeling om 'n ander god as die God wat hulle uit Egipte uit verlos het, te dien nie. Hulle wou hom net sien. Hulle wou die God wat hulle verlos het sien, want hulle was onseker, want hulle sien nou nie vir Moses nie, nou weet hulle ook nie waar is God nie, en hulle vra eintlik net vir Aaron, maak net vir ons 'n beeld wat vir ons wys hoe lyk hierdie God dat ons die gode wat ons verlos het uit Egipte uit kan sien. Die fees wat Aaron in vers 5 uitroep, noem hy ook 'n fees tot eer van Jahwe, die verbondsgod. In vers 6 en in vers 25 lees ons wat gebeur wanneer 'n mens vryheid het, maar daardie vryheid het nog nie grense nie. Want onthou nou, dis wat nou met die volk gebeur het. Hulle is vry uit Egipte, hulle is vry van die slawerny, maar hulle het nog nie reëls nie. Hulle het nog nie grense waarbinne hulle vryheid kan uitleef nie. Ons lees in vers 6 dat die volk geëet en gedrink en opgestaan het om te speel. Die woord wat egter hier met speel vertaal word, beteken nie om speelgoed te speel nie. Dit is eintlik 'n baie gelaaide woord wat sê die partytjie het hand uitgeruk. Hierdie spelery was soos 'n orgie. Die drank het gevloei in oorvloed en welis het die oorhand gekry. In hierdie wêreld waar hulle omring is met die Kanaanitiese volke, met hulle vrugbaarheidsgodsdienste en vrugbaarheidskultusse, het die Israeliete letterlik soos die heidene fees gevier. Hulle het God gedien, maar hulle fees het soos 'n heidense fees gelyk. En daarom lees ons in vers 25 dat Moses gesien het dat die volk bandeloos opgetree het. Dit beteken om bandeloos te wees, dit beteken daar's geen inperking gewees van hulle optrede nie. Hulle het gedoen net wat hulle wou. Daar was niks wat hulle in toom kon hou nie. En geliefdes, dit is die krisis met vryheid. As jy net vryheid het, maar jy het nie 'n hoër wet, 'n hoër gesag wat hierdie vryheid reguleer nie, dan ontaard dit in chaos, in losbandigheid. Daar's baie voorbeelde daarvan in die geskiedenis en ek kan miskien net so een of twee noem. Dink byvoorbeeld wat met die Franse Revolusie gebeur het. Toe die gepepel of die gewone mense in opstand gekom het teen die aristokrasie, die ryk mense in die koninklike huishoudings se heerskappy, het hulle in die naam van vryheid, gelykheid en broederskap opgestaan teen hierdie oorheersing wat daar oor hulle was en hulle die koningshuis omver gegooi en hulle almal onthoof. En die mense het vryheid gehad. Want daar was nie meer 'n koningshuis wat oor hulle regeer het en wat vir hulle gesê het wat hulle mag doen en wat hulle nie mag doen nie. Maar hulle het nie 'n hoër morele wet gehad wat hulle optrede kon reguleer nie. En wat vir hulle gewys het wat is reg en wat is verkeerd nie. En daarom het hulle gedoen net wat hulle wou. Frankryk het in 'n bloedbad ontaard, waarin bendes en geweld die boetoon gevoer het. Dink byvoorbeeld aan bevrydingsorganisasies, wat 'n mens so baie van hier in Afrika kry. Dink aan die ANC byvoorbeeld as 'n bevrydingsbeweging. Hulle veg en hulle sê, hulle veg vir vryheid. Maar wanneer hulle daardie vryheid bereik, dan ontaard dit in chaos, korrupsie en rampokkery, omdat daar nie 'n hoër wet is wat hulle gewete aanspreek en hulle optrede bepaal nie. Al wat nou vir hulle geld, is dit wat die mens wil hê.
Die mens met sy begeertes en sy behoeftes raak die enigste reël vir wat reg en wat verkeerd is. Vryheid alleen, geliefdes, hou ook vir gelowiges 'n risiko in. Baie Christene misbruik die idee van Christelike vryheid nie net as 'n verskoning om maar te mag doen wat hulle wil nie, want mense sal vir jou baie keer sê, man, hierdie ding dat die kerk vir my wil sê wat ek mag doen en nie mag doen nie, ek is vry, Christus het my vrygemaak. Dis hoe hulle dit gebruik as 'n verskoning. Die vraag is, waarvan? Waarvan is jy vrygemaak? Maar die vraag is ook, waarvoor is jy vrygemaak? Maar mense gebruik dit as 'n verskoning. Om te sê, ek kan maar maak en doen net wat ek wil. Maar hulle gebruik dit ook as 'n verskoning om oor God te mag dink net soos wat hulle wil. En dit is eintlik in 'n sekere sin so 'n bietjie van 'n probleem wat ons in die protestantse kringe mee te doen het. Want ons moet nou verstaan waar ons vandaan kom, broers en susters. Ons kom uit 'n geskiedenis uit waarin ons trots daarop is dat ons protestante is. Wat beteken ons protesteer? Ons kom uit 'n tradisie uit wat sê, ek eet nie alles wat die kerk vir my sê met vir soetkoek op nie. Want dis wat gebeur het toe die Rooms-Katolieke Kerk alles wou reguleer het en alles wou voorgesê het vir Christene, toe het die protestante in opstand gekom en gesê, maar julle sê nie wat die woord sê nie. Nou ons weet waar het die klem gelê met die reformatie. Dit het gegaan daaroor dat die kerk nie gesê het wat die Bybel sê nie. Dit het nie gegaan daaroor dat daar 'n klomp mense in die kerk was wat net eenvoudig nie meer wou luister wat die kerk vir hulle sê nie. Hulle was ontevrede omdat die kerk nie gesê het wat die Bybel sê nie. Maar mense misbruik dit vandag om te sê, wel, ek is 'n protestant. Ek hoef nie alles te aanvaar wat die dominee of 'n kerkraad of wie ook al vir my sê nie, want ons is eintlik vry van kerklike oorheersing. Mense wil hulle nie in hulle Christendom laat voorsê nie. Dit is 'n privaat saak, sê hulle. Kodetaal vir los my, ek sal maak soos ek wil. Israel, broers en susters, het nie geweet wat om met hulle vryheid te doen nie. Sonder 'n hoër morele wet skep jy uiteindelik jou eie God. Een wat is soos wat jy hom wil hê. Een wat jy kan sien. Een wat jy met jou eie hande kan vorm gee. Totdat hy lyk soos wat jy wil hê, hy moet lyk. En weet jy wat doen ons met daai God? Presies dieselfde as die Israeliete. Ons gee hom selfs die naam van die God van die Bybel. Ons noem hom Jesus. Ons noem hom God Drie-enig. Ons noem hom die verbondsgod. Maar hy lyk soos wat ons hom wil hê. Ons bou selfs vir hom 'n altaar. En ons begin voor sy aangesig speel. Vryheid sonder God se wet verander ons maar net weer in slawe. Slawe van onsself, slawe van ons eie begeertes. Jy weet, broers en susters, ons leef in 'n wêreld waarin hierdie soort vryheid verkondig word. Vryheid sonder reëls. Vryheid waarin daar vir mense gesê word, weet jy wat, jy kan wees wie jy wil wees. Ware vryheid is om jou diepste menswees net uit te leef, om jouself oor te gee aan daardie begeertes en behoeftes wat hier binne in jou is. Ons leef in so 'n wêreld. En tog is daar nie 'n tyd in die geskiedenis waarin mense meer angstig was, meer verslaaf was, meer broos is as wat hulle juis nou is. En weet jy wat die ergste van alles? Is dat die kerk baie keer hieraan meedoen. Die Aarons. Die leiers wat veronderstel was om die volk te wys en te leer en te sê wat is reg en wat verkeerd is. Hulle luister
na mense wat vryheid het, maar wat nog nie reëls het nie, en hulle maak vir hulle die gode. Die kerk help bou aan hierdie gode. Ons maak die kalf, ons bou die altaar, ons roep die feesdag uit vir die Here. In 'n sekere sin is dit wat die Here Jesus vir ons ook in Lukas 11 verduidelik, as hy daar vertel van wat gebeur wanneer 'n bose gees uit iemand verdryf is. Hy sê, as iemand bevry is van 'n bose gees, dan is daar mos nou, kan ons sê daar is vryheid, nie waar nie. Sê, maar as daardie persoon se lewe nie gevul word met die Heilige Gees nie, dan gaan daardie bose gees kom en hy gaan 7 ander geeste erger as hy self met hom saambring en hulle gaan weer hulle intrek en daardie persoon inneem en dit gaan erger wees as die eerste keer. Wat sê die Here Jesus? Hy sê, vryheid gaan saam daarmee dat daar heerskappy moet wees in jou lewe. Dat daardie vryheid reël en dat dit bestuur. Daarom is ons eers waarlik vry wanneer ons nie net verlos is van iets nie, maar wanneer ons ook besef dat ons verlos is vir iets. Om waarlik vry te wees, het jy 'n wet nodig. Geliefdes, ons dink baie keer dat wette en reëls 'n mens se vryheid beperk. Maar is juist die teenoorgestelde. Sonder 'n wet sal jy nie weet wat ware vryheid is nie. In hierdie gedeelte is Moses juis op die berg Sinaï om die wet te kry by God, sodat die volk nou kan weet hoe om as bevrydes te leef. Baie mense beleef God se wet as inperkend, so asof God nie daarop uit is om ons pret te bederf. En tog, broers en susters, is God eintlik besig om genade aan sy volk te bewys wanneer hy vir Moses sê, kom op na my toe, dat ek vir julle 'n wet kan gee, dat ek vir julle kan wys hoe julle moet lewe as vry mense, want anders gaan julle net weer slawe word, en ek wil nie hê julle moet weer wees waar julle was nie. So, as die Here sy wet gee, is hy besig met 'n stukkie genade. Hy probeer nie die volk weer inperk nie. Hy wil vorm gee aan hulle vryheid. Dis soos verkeersreëls, broers en susters. As jy al die verkeersreëls hier in die stad verwyder, dan het jy chaos, al is daar vryheid. Want ons nog steeds vryheid om te bestuur en te ry, maar niks gaan werk nie. Ons gaan almal net vir mekaar kwaad raak. God gee sy wet aan hierdie jong volk van hom, om hulle tot volwassenheid te lei. Ware vryheid kom immers ook met verantwoordelikheid. Dink aan 'n vis in water, geliefdes. Solank as wat 'n vis in water is hy vry. Maar die oomblik as jy daardie vis uit die water uithaal, dan vrek hy. So ons kan sê, sy vryheid neem die vorm van water aan. Dis die wet wat sy vryheid reguleer. As hy nie binne daardie wet bly nie, gaan hy sterf. Hy gaan tot niet gaan. So sorg God ook vir sy volk. As hy net vir ons vryheid gee, dan gaan ons sondige natuur weer oorneem en ons gaan doodgaan. God se kinders het sy wet nodig. Nie om hulle te verpletter nie, maar om die lewe waarvoor God ons gered het, die vryheid wat hy aan ons gee, om dit te definieer, naamlik om God en ons naaste lief te hê. Geliefdes, God se wet keer dat ons in afgoderry verval. God se wet keer dat ons 'n afgod maak, wat eintlik maar net 'n uitbeelding van onsself en ons eie behoeftes en begeertes is. Waarom? Want God se wet herinner ons, daar is 'n hoër gesag in ons lewens. God se wet herinner ons, ons behoort nie aan onsself nie. Ons is nie die mense wat die reëls maak nie.
Hy is koning. Hy bepaal die reëls. God se wet herinner ons dat die meerderheid se mening of die beste argumente wat die tydsgees vir ons kan bied, nie bepaal wat reg en verkeerd is nie, maar die lewende God alleen wat ons uit slawerny bevry het. Die geskiedenis van die goue kalf herinner ons dat selfs mense wat uit genade bevry is, terugval in selfheerskappy, tensy iets ook binne in hulle gebeur. Ons het nodig dat God se wet nie net op kliptafels aan ons gegee word nie, maar uiteindelik op die tafels van ons hart geskryf word. Ons het die genade van 'n middelaar nodig. Geliefdes, wanneer Moses onderkom en vir Aaron vra wat aan die gang is, dan kry 'n mens amper lag vir sy patetiese verskoning. Hy probeer al die skuld van hom afskuif en sê, maar Moses, jy ken mos hierdie klomp man. Hardnekkig sê ek vir jou. Jy het hulle luister vir niks en niemand nie. Ek het eintlik nie 'n keuse gehad nie. Ek moes maar net maak wat hulle wou gehad het. En is dit nie ook maar hoe ons optree wanneer ons met ons eie bandeloosheid gekonfronteer word nie? Ons dink verskonings uit, ons probeer die blame afskuif op iemand anderster. Die mense het ons meegesleer. Die kinders by die skool, die kinders in my klas het almal my gedwing om dit te doen. Ons het nie eintlik 'n ander keuse gehad nie. Die werklikheid is egter dat ons nes Israel elke dag die verbond met God verbreek deur ons ongehoorsaamheid en ons onwilligheid. Maar wat 'n mens opval in hierdie gedeelte, geliefdes, is beide God se regverdigheid en sy genade. Die verbondsverbrekers word met die dood gestraf. En tog is dit merkwaardig dat God nie die hele volk uitwis nie. Dis merkwaardig dat God nie net daar vir hulle sê, julle moet maar maak wat julle wil, ek is klaar met julle, julle is nie meer my volk nie. Moses, die leier van die volk, is so geraak deur dit wat die volk gedoen het, dat hy by meer as een geleentheid in hierdie gedeelte vir hulle intree by God. In vers 30 lees ons dat hy aanbied om op te klim na God toe en sê, ek sal probeer om vir julle versoening te doen. Ek sal probeer, versoening doen beteken, ek sal probeer betaal vir dit wat julle nou net verkeerd gedoen het. Maar God sê vir hom nee. Hy sê nee Moses, jy kan nie betaal nie, want jy is ook 'n mens. Een mens kan nie vir ander mense se sondes en oortredinge betaal nie. Wat nog te sê vir die hele volk se oortredinge? En as Moses nie goed genoeg was nie, broers en susters, hoe sal enige een vir ons sondes kan betaal? Hoe sal ons vir ons eie sondes kan betaal? Hoekom probeer ons dan so hard? En tog is hierdie 'n merkwaardige oomblik in hierdie verhaal. Dis 'n evangelie oomblik. Want hoewel God nie Moses se aanbod aanvaar nie, wys Moses se optrede vooruit na die een wat jare later sou kom, die volmaakte middelaar, Jesus Christus. Hy sou die oortredinge van die volk op sy skouers neem. En hy sou dit dra. Moses sê, ek sal probeer. Jesus het meer as probeer. Hy het dit gedoen. Hy sou die oortredinge van die volk op sy skouers neem en die straf dra. Hy het nie Sinaï uitgeklim nie, maar Golgotha. Daar is hy deur God verdelg, sodat wanneer ons God se wet oortree, ons name nie uit die boek van die lewe verwyder hoef te word nie. Hy pleit nie net om genade vir sy kinders nie, hy absorbeer God se oordeel. Hy gooi nie die kleitablette met die 10 gebooie op stikkend nie, hy gehoorsaam dit volmaak in ons plek, sodat ons nie nodig het om dit te gehoorsaam om gered te word nie.
Hy bring nie oordeel oor verbondsverbrekers nie. Hy neem die straf op hom. En dit is die God wat ons ontmoet. 'n Heilige God wat die sonde veroordeel, maar ook 'n getroue God wat ons nie in die sonde laat bly nie. Geliefdes, Christus is die middelaar wat ons harte kom verander. Hy is die een wat die ou hart verwyder en dit vervang met 'n nuwe hart. 'n Hart waarop die wet van God geskryf staan. As jy 'n Christen is jy dus geprogrammeer om gehoorsaam te wees. En hier moet ons die wet van die Here weier verstaan as net die 10 gebooie. Dit gaan oor meer. Wie deur Christus bevry is, wie die Heilige Gees in hulle het, hulle soek die wil van God. Die wet van God verwys dus na die hele woord van die Here, die Bybel, waarin ons die wil van die Here opgeteken vind. Hoekom soek ons dit? Want ons is deur Christus en deur sy Gees herstel, sodat ons in die wet kan en wil wandel. Ons weet, dis waar ons vry is. Die wet is dus nie meer vir ons 'n leer waarmee ons probeer opklim om by God uit te kom nie. Maar is eerder soos Psalm 119 vers 105 vir ons sê, 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad, sodat ons kan weet waar om te stap op pad na die beloofde land. Lex libertas. Wet en vryheid. Die een kan nie sonder die ander nie. Vryheid sonder die wet lei tot losbandigheid en eindig in slawerny. Daarom gee God vir ons sy wet. In die Bybel openbaar hy sy wil aan ons. Hy openbaar nie net 'n paar soetsappige gesegdes of 'n paar mooi aanhalings om ons goed te laat voel oor onsself nie. Deur sy wet, deur die woord van die Here, gee God vir ons vorm aan ons vryheid. Hy gee sy Gees om ons elke dag te herinner aan dit wat hy ons geleer het, sodat ons daarin kan wandel. En wanneer ons sondig, dan los hy ons nie in ons ellende nie. Ons het 'n middelaar wat vir ons intree. Ons het een wat in ons plek gehoorsaam was en wat reeds die straf op ons sonde gedra het. En daarom is God se wet ons vreugde. En bely ons ook soos die digter van Psalm 119 in vers 44 en 45. En hoor hoe mooi stel hy dit. Hy sê, dan wil ek u wet altyd deur onderhou, vir ewig en altyd, en in die ruimte wandel. Ons kan dit letterlik vertaal en sê, en in hierdie vryheid, hierdie ruimte, vryheid wat u vir ons gee, daarin wil ek wandel, want ek soek u bevele. As ons dan vry is, laat ons ook gehoorsaam wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie, baie dankie dat u ons so lief het, dat u vorm kom gee het aan ons vryheid. Dat Jesus Christus ons middelaar is wat vir ons intree wanneer ons buite hierdie vryheid van ons uittree en u wet oortree. Dankie dat Christus vir ons intree by u en dat u Gees ons ook terugroep en terugtrek na u toe, omdat ons nuwe harte ontvang het waarop u wet geskryf staan, sodat ons met vreugde daarin kan leef. Here, gee dat u wet vir ons 'n verlustiging sal wees, dat ons met dieselfde entoesiasme daaroor sal sing as wat die digter van Psalm 119 gesing het. Ja, Here, dat ons in hierdie raamwerk wat u vir ons gegee het, ons vryheid sal uitleef, sal beleef tot eer van u naam. En daarom, Here, dank ons u vir u wonderlike wet. Dankie, Here, dat dit nie maar net 'n manier is
waardeur U ons vreugde wil steel en ons pret wil bederf nie. Maar dat U vir ons die wet gee om ons op die pad van die lewe te hou. Wil U gee dat ons as vrygekooptes en vrygemaaktes binne hierdie vryheid leef tot eer van U naam. En Vader, waar ons oortree het, bid ons om U vergifnis. Ons bid dit op grond van Jesus Christus wat vir ons intree. Ons bid dit op grond van Hom wat die wet nie net stikkend gooi en dit verbreek soos wat ons dit verbreek nie. Maar ons bid dit in die naam van die een wat in ons plek gestaan het en wat in ons plek gehoorsaam was aan elke joodheidjie en elke titeltjie van die wet. En ons bid, Here, dat U ons om Christus wil genadig sal wees. In Sy naam vra ons al hierdie dinge. Amen. Geliefdes, kom ons sing weer Psalm 119. Ons gaan nou sing die 7de en die 14de vers. Vers 14, U is my God, al my verlange. U prys, ek lees die verkeerde vers. Ek lees Psalm 118 se vers. Kom, Psalm 119 vers 14 sê, ek sal wandel in die ruimte, in die vryheid, want ek wandel in U spoor. Hoor mooi, hoe bring Toesius ook die twee bymekaar. As ek wandel in die ruimte, dan wandel ek in U spoor. Selfs voor konings spreek ek daarvan en ek skaam my nooit daaroor. Aan U wet my hoogste vreugde is my liefde toegewy. Daaraan dink ek, daarna soek ek, daarin Heer, verdiep ek my. Kom ons sing die 7de en die 14de vers. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle elkeen. Amen.